So vandag duik ons in die ongelooflike wêreld van vaskulêre chirurgie in die bolyf. Jy kan dit sien as 'n komplekse supersnelweg binne in die liggaam waar elke afdraai en elke kruising lewensbelangrik is. En om hierdie roete om te navigeer, het 'n chirurg 'n ongelooflik gedetailleerde padkaart nodig. Kom ons kyk 'n bietjie hoe dit werk. En dis 'n goeie vraag, né? Maar dit gaan oor soveel meer as net 'n vaste hand. Dis die kuns om 'n lewende, driedimensionale legkaart op te los. 'n Wêreld waar elke enkele millimeter tel en die horlosie genadeloos tik. Reg. Hier is ons roete vir vandag se verduideliking. Ons begin met die groot prentjie, die padkaart self. Dan gaan ons deur elke sone, die borskas, die oorvoluitgang en dan die arm. En heel laaste kyk ons na die goue reëls wat alles bymekaar hou. OK, so hoe pak jy so 'n reuse taak aan? Wel, nes met enige groot reis, jy breek dit op. Chirurgie verdeel hierdie hele area in 3, kom ons noem dit hanteerbare zones. Dink aan soos die hoofsnelweg, die besige stadssirkel en die stil woonbuurtstraatjie. Elkeen het sy eie reëls en sy eie gevare. En hier kan jy dit duidelik sien. Sone 1, diep binne in die borskas, is die moeilikste een om by uit te kom. Sone 2, die torakale uitgang. Dis soos 'n spaghetti-aansluiting waar alles bymekaar kom. Dis stampvol en is ingewikkeld. En dan sone 3, die arm. Dis baie meer reguit vorentoe. So kom ons begin by die moeilikste deel, sone 1. Reg, ons is nou in sone 1, diep binne in die borskas, of die thorax. As ons by ons snelweg-analogie bly, is dit die hoofwisselaar, die sentrale punt waar die grootste paaie van die aorta afdraai. Jy kan jou voorstel, die risiko's hier is, wel, dis op 'n heeltemal ander vlak. So wat maak hierdie sone so moeilik? Wel, die grootste uitdaging is dat net om by die probleem uit te kom, op sigself 'n massiewe operasie is. Dis nie soos in die arm waar jy net deur vel en spier gaan nie. Nee, hier moet jy letterlik deur die borskas se bene gepantser kom en dit vat tyd en presiese beplanning. En hoe jy daardie pantser oopmaak? Wel, dit hang alles af van hoekom jy daar is. As dit 'n beplande operasie is daar tyd. Dan gaan jy vir 'n median steronotomie, waar die borsben netjies in die middel verdeel word vir perfekte wye sig. Maar wat as dit 'n noodgeval is? Iemand bloei, jy het nie tyd nie. Dan is spoed alles. Jy gaan vir 'n antrolaterale torakotomie aan die kant. Die doel is nie meer perfekte sig nie. Die doel is om daai bloeding so vinnig as moontlik te stop. Dis twee heeltemal verskillende wêrelde. Nou asof dit nie reeds ingewikkeld genoeg is nie, is daar nog 'n kinkel. Die chirurg se padkaart is nie altyd 100% akkuraat nie. Hoekom? Want nie almal se interne bedrading is presies dieselfde nie. Anatomiese variasies is eintlik nogal algemeen en jy moet voorbereid wees vir onverwagte ompaaie. Kykie, byvoorbeeld, ongeveer 13% van mense, dus so 1 uit elke 8 van ons, het iets wat 'n Bouffine boog genoem word. Al wat dit beteken is dat een van die hoofarteries wat na die brein toe gaan, van 'n ander plek af vertak. En as jy as chirurg dit nie verwag nie, wel, jou hele plan kan by die venster uitgaan. Of wat van hierdie een? Dis skaarser, so by 2% van mense, maar is krities belangrik. By hulle loop die slagaar na die regterarm op 'n heeltemal onverwagse plek, agter die slukdarm verby. Kan jy jou voorstel jy's 'n chirurg en jy kom hierdie onvoorbereid te, die gevolge kan katastrofies wees. En dis nie net die bloedvate, die paaie waaroor hulle moet bekommerd wees nie. Reg langs hierdie hoofwee loop daar ongelooflik delikate senuwees. Byvoorbeeld, die freniese senuwee, die beheer jou asemhaling. Maak 'n fout daar en die pasiënt sukkel om asem te haal. Die herhalende laryngeale senuwee, dit beheer jou stembande. 'n Fout daar en die pasiënt kan dalk nooit weer praat nie. So ja, om hierdie senuwees te beskerm is net so belangrik soos om die bloedvat self reg te maak. OK, so ons verlaat nou die diep borskas, sone 1, en ons beweeg op na sone 2, die torakale uitgang. As sone 1 die ook hoofweg was, wel, dink aan sone 2 as daai mal chaotiese sirkel in die middel van die stad waar 5 paaie bymekaar kom. Dis propvol en is ingewikkeld. En ek oordryf nie. Kyk net wat alles in hierdie klein spasietjie ingedruk is. Jy het die hoofslagaar, die hoofaar, die hele bondel senuwees wat na jou arm toe loop, die sleutelbeen, die eerste rib, laasspiere, alles is bo op mekaar gepak. Dis 'n anatomiese nagmerrie en daar is letterlik geen speling vir foute nie. En raai wat ons weer hier kry in die middel van al hierdie chaos, daai eenste freniese senuwee. Maar hier's die interessante ding, sy roete is baie spesifiek. Hy loop oor 'n sekere spier op 'n baie voorspelbare manier.
Vir 'n chirurg is dit soos 'n lewenslyn, 'n betroubare landmerk in 'n baie deurmekaar omgewing. Dis die een ding wat jy kan soek en weet presies waar dit moet wees. En net om te beklemtoon hoe ernstig dit is, Dr. Karl Illich sê dit baie duidelik. Hy sê 'n besering aan hierdie senuwee, dis nie 'n klein komplikasie nie. Dit kan 'n persoon se lewe heeltemal verander en nie ten goeie nie. Selfs vir iemand wat nie baie aktief is nie, kan die impak massief wees. So, die vraag is, hoe op aarde kry jy spasie om te werk in so 'n stampvol area? Wel, met briljante tegnieke soos die van Molina. Dis eintlik pure slim ingenieurswese. Stap 1, die eerste rib word verwyder. Stap 2, 'n klein presiese snuitjie word in die borsbeen gemaak. Stap 3, en hierdie is die geniale deel, die hele sleutelbeenkompleks word soos 'n deur op 'n skarnier opwaarts geroteer. Dit maak die hele area oop. En dan, heel laaste, na die operasie word alles weer netjies teruggesnit en vasgemaak. Dis ongelooflik, né? Goed, ons het die diep borskas en die mal middestad kruising oorleef. Nou ry ons sone 3 binne, die arm. En skielik is dit soos 'n oop, reguit stuk pad. Die navigasie word baie makliker. Hoekom is dit makliker? Wel, die groot ding hier is beheer. Onthou jy hoe moeilik dit in die borskas was om bloeding te beheer? Hier in die arm kan jy net direkte druk toepas, of jy kan 'n tourniquet gebruik. Daai een eenvoudige ding verander die hele speletjie. Dit maak alles veiliger en dit koop die chirurg kosbare tyd. Natuurlik is die beskerming van senuwees steeds superbelangrik, maar hier is daar 'n bietjie meer nuance. Die groot belangrike senuwees, soos die mediaanse senuwee wat jou hand laat werk, daaraan mag jy nie raak nie. Punt. Maar daar is kleiner oppervlakkige senuwees wat net vir gevoel is. Soms, as dit moet, kan hulle opgeoffer word sonder dat die pasiënt groot probleme ervaar. Dis 'n moeilike besluit, maar dis 'n berekende een. So, ons het deur al 3 zones gereis. As ons nou alles moet saamvat, wat is die kern van hierdie hele chirurgiese padkaart? Wel, dit kom eintlik neer op 3 dinge: presisie, beplanning en beskerming. So hier is die belangrikste lesse wat ons kan wegneem. Eerstens, kry altyd beheer oor die bloedvat voor jy by die besering kom. Dis reël nommer 1. Tweedens, ken jou anatomie, jou padkaart, maar wees altyd gereed vir variasies. Derdens, onthou, jy maak nie net 'n pyp reg nie, jy bewaar funksie. Dis die groter prentjie. En laastens, en miskien die belangrikste, die regte toegang, die regte roete na die probleem, dit bepaal alles. As jy dit verkeerd kry, is die stryd reeds half verloor. En dit bring ons by 'n laaste, interessante gedagte, hierdie hele manier van dink, hierdie chirurgiese benadering om 'n massiewe, oorweldigende probleem op te breek in kleiner, hanteerbare stukke, om jou kaart te ken, maar ook voorberei te wees op die onverwagte, en om altyd te fokus op die beskerming van dit wat regsaak maak. Dis 'n denkwyse wat ons almal kan gebruik, ver buite 'n operasietafel. So my vraag aan jou is, watter groot uitdaging in jou eie lewe kan dalk doen met sy eie noukeurig beplande chirurgiese padkaart?